Goeiemôre. Dit is donderdagoggend, die 18de Junie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En net gister het ek gepraat rondom die vredesituasie in die wêreld. En ek sien baie minder mense stel daaraan belang as normaalweg. En ek kyk dit maar aan die hoeveelheid kyke ten opsigte van die video. Maar miskien gaan dit weer eens daaroor omdat die naam Israel dan genoem word, want onder andere sê ek daarin wat 'n voormalige Israeli inligtingsoffisier gesê het. Maar ene Pieter Slow 6389 is sy YouTube naam. Hy sê vir my, hoekom vertel ek sulke leuns oor Netanyahu? Waar kry ek die snert vandaan? Luister ek na Deborah vir my inligting? Nou ja, mense, dis 'n bietjie 'n ewige aanklag. So kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. Nou waar kry ek hierdie inligting vandaan? En daai lid het nie klaar gekyk nie, want anders sou hy gesien het. Geplaas deur die Shadow of Ezra. Former Israeli intelligence officer Ari Ben Manasseh says Benjamin Netanyahu is about to release the real Epstein files in an effort to sabotage the peace deal. He says the material would include never before seen material involved a majority of US government officials. He says Netanyahu will do anything to derail peace. Nou dis waar ek dit vandaan gekry het in die eerste plek. En as jy gaan soek na Netanyahu Epstein files om vrede te verhoed in die Midde-Ooste, dan gaan hierdie video baie kere opkom. So kom ons luister net na wat sê hy. There's a real deal between the Americans and the Iranians, and it's going towards that. Netanyahu will try to sabotage it. One of the ways he'd sabotage it is by putting out Epstein material against U.S. government officials, including Trump. And he put it out there. New material that wasn't seen before in public. So it's not just Trump. I know that Howard Lutnick has mentioned there are other officials. And not just Trump, other officials too. Yes. And he'll try to sabotage the whole negotiation and deal that would be that they're trying to make together. Okay, mense, en dis waar ek daardie inligting onder andere vandaan gekom het, is maar net een van vele video's wat gaan rondom hierdie voormalige Israeliese inligtingsoffisier Ari Ben Manasseh wat dit gesê het. En ek verstaan baie keer nie die woede van mense oor Israel nie. Dis opvallend hoeveel mense absoluut dit verloor as enige iemand in Israel iets verkeerd sou doen. Iemand soos Netanyahu. Nou, ek dink nie dis 'n geheim dat die hele Epstein-eilande 'n Mossad-projek was nie. Dit is nie 'n geheim meer dat dit gedryf was deur die Israelies om te sorg dat Amerika in 'n ewige oorlog saam met Israel in die Midde-Ooste staan. Dis nie ver gesorg nie. Maak net die oë oop en sien wat is aan die gebeur. Maar die aggressie waarmee party mense reageer, sê vir my dat mense nie kennis dra oor die stand van Israel en die verhouding tussen Israel en Amerika nie. Dis 'n bekende feit dat toe
Israel in 1948, die staat Israel gestig is, na die Tweede Wêreldoorlog, was Brittanje en Amerika die grootste ondersteuners van Israel. Hulle moes dit maak werk, en ons weet dan ook van daardie tyd af, het Israel meeste van hulle wapentuig vanuit Amerika ontvang. Ook inligtingsondersteuning, alles wat daarmee gepaard gaan. Maar dan het ons ook gesien hoe Israel ontwikkel het oor die jare. Ons sien die daring raid wat hulle gehad het hier in die tyd van Idi Amin in Uganda en Tebe, waar hulle teen alle menslike verwagtinge daar in staat was om 'n suksesvolle gijzelaarsdrama te ontlot, duisende kilometers weg vanaf Israel. Dis heeltemal 'n ander Israel as wat ons voorheen gesien het. Ons sien dan ook hoe hulle die nazi oorlewendes wat betrokke was met wandade in die konsentrasiekampe, hoe hulle wêreldwyd gevolg is, gevang is en teruggebring is Israel toe om verhoor te word. So Israel het gegroei in iets fenomenaals. Maar tot vandag toe kan Israel nie alleen 'n oorlog dryf sonder die militêre en dan militêre bystand, bedoelende voorrade, ammunisie en toerusting. Nie personeel noodwendig nie, maar hulle het dit nodig. Israel se vervaardigingssektor is nie groot genoeg om hulle van alle wapens en toerusting te voorsien nie. Nou baie van ons uit die ou dae uit sal onthou dat daar was noue samewerking tussen die Israeli weermag en die Suid-Afrikaanse weermag. Baie opleiding is heen en weer gedoen en ek het by geleentheid self van daardie Israeliese offisiere ontmoet. Maar dit sê nie noodwendig dat dit dieselfde koers is waar ons vandag op is nie. Dit sê nie dat alles nou dood normaal is nie. Ons weet dat Suid-Afrika nie in die goeie boekies van Israel is nie, as gevolg van die volksmoord aanklag wat teen Netanyahu en sy Zionist regering gebring is in die Wêreldhof in Den Haag. Dit het ook nie Amerika gepas nie, want Amerika is absoluut in lyn met wat Israel wil hê en waarheen Israel dan op pad is en wat hulle wil vermag op die ou einde van die dag. Ons moet aanvaar dat die wêreld is besig om 'n radikale transformasie te ondergaan, 'n verandering. 'n Verandering heel moontlik vir die goeie. Oral sien ons dat behoudenis, of soos die hoofstroom media van praat, dat die regses deur die wêreld beginne saamsnoer, beginne saamstaan, almal begin sê, maar ons soek ons lande terug. Nou ons het daardie effek ook in Suid-Afrika toenemend, waar ons sê, maar ons het 'n reg op ons eie grondgebied, ons het 'n reg op ons eie regering in 'n land waar ons al vir meer as 300, 400 jaar is. En daarom is dit belangrik dat ons wel moet werk na 'n punt toe waar ons ons eie sal hê. Maar dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan nie van self kom nie. Dit gaan kom as gevolg van 'n verandering wat in die wêreld plaasvind. 'n Rigtingsverandering, 'n opinieverandering, 'n denkepatroon wat verander. En ons is deel van daai denkpatroon wat verander. Ja, 80% van mense in Suid-Afrika, ons mense, se denkpatroon sal waarskynlik nooit verander nie, want hulle is so gemodify in die aksies van die Reënboog Suid-Afrika, dat hulle nooit met oop oë
na die wêreldsituasie sal kyk en ook na Suid-Afrika en tot die besef kom dat ons 'n morele verpligting het om onsself voor te berei vir die dag wanneer daar 'n totale ineenstorting plaasvind, om in daardie tydperk dan 'n mandaat uit te oefen om weer grond te bekom waarop ons geregtig is. Maar maklik gaan dit nie wees nie. Dit gaan uitdagings vra, dit gaan moeilik wees. En as jy vir my 'n vraag vra soos wat Pieter Slou gevra het, waar kom jy aan hierdie leuns? Netanyahu sal nooit Epstein Files versprei nie. Waar kry jy die snap? Hoor jy dit by Deborah? Dan sê ek vir jou dat daar nog meer mense is wat van die waaf is as wat ek gedink het. Moenie net iets afskiet wat jy hoor nie. Dink eers daaroor, beredeneer daaroor indien jy die vermoë het tot beredenering en denke. Dink voordat jy aanval. Want miskien hou dit vir jou goeie gevolge in aan die einde van die dag. En sonder daardie goeie gevolge gaan ons as 'n volk nooit weer nêrens kom nie. Ons moet aanvaar dat waar daar 'n wil is daar 'n weg. Waar daar toegewyd is, sal daar sukses kom. As ons voorbereid is, sal ons oorleef. As ons oorleef, sal ons 'n toekoms bou. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek gesels môreoggend weer met julle. Mooi loop en lekker dag. O ja, en neem kennis. Daar's vanaand geen bosberaad nie. Ek is nie tuis nie, so ons kan nie 'n bosberaad doen nie, weens die probleme ten opsigte van internetverbindings. Mooi loop, lekker dag.